Goeiedag familie, baie welkom weer by ons Kraakvars uit die Kraal podcast en ja, ek dink ons is nou al bietjie meer gesels oor van die solas. Inteendeel ons het hierdie Sondag toe hoor ek daar's 'n paar mense wat nou 'n bietjie meer wil uitvind. Nogal snaaks genoeg, iemand wat gevra het oor sola gratia. O ja. Cool. So ek dink die gesprek is besig om te gebeur rondom wie ons is, wat ons tradisie is, waarin ons glo. En vandag se tema is natuurlik sola gratia. Sola gratia. Simon, ek weet jy wil ons dalk net begin, wat is sola gratia in essensie? Waar kom dit ook vandaan? Ja. Goed. So sola gratia was net so sola fidei en dit wil ek dalk net sê, ons het nou met sola fidei begin omdat dit eintlik mooi ingeskakel het by die tema wat ons daai week gehad het rondom die verbond. Maar as ons praat oor sola fidei, kan ons nie daaroor praat sonder om te praat oor sola gratia nie. Ja. Ek wil amper sê sola gratia is die uitgangspunt, is die basis. Ja. Want sola gratia is die Latynse woord wat beteken genade alleen. En net so sola fidei was dit 'n reaksie van die reformatore op die Rooms-Katolieke Kerk wat 'n klomp ander dinge aangebied het in terme van hoe jy verlos kan word. As ons nou tegnies daaroor wil praat, dan soos byvoorbeeld wat? Ja, okay, so ek sal soos byvoorbeeld dat hulle het gesê jy moet die sakramente, as jy aan die sakramente deelneem, as jy in die kerk offergawes of tithing doen, Ja. as jy dit aan die kerk oorbetaal, as jy gedoop is en die sakramente gebruik. So daar's 'n paar vereistes wat die Rooms-Katolieke Kerk gehad het om te sê het, ja, ons word gered deur die genade, maar dit werk saam met eintlik dit wat jy moet doen as 'n mens. Jy het 'n aandeel daarin en ons onderskei in die teologie tussen sinergistiese tipe van beskouing van genade, soos wat die Rooms-Katolieke Kerk daarin geglo het, dat daar's twee kragte wat moet saamwerk, God se genade en sy krag, maar ook die mens wat eintlik ook iets moet doen, en dan van die genade plaas. Lysies afdink. Ja. En die reformatore het gesê, nee, maar dis nie wat hulle sien in die woord nie. Die woord sê baie duidelik, en die woord wat ons daarvoor gebruik is monargisties, dis God wat handel. Dis God wat uit vrye genade ons red. Dis alleen deur sy verdienste, deur dit wat God doen, wat ons gered word in essensie. En dit is regtig in die neutedop waaroor sola gratia gaan. Dat die reformatore gesê het, daar's een manier om gered te word waarin jou saligheid is, en dis deur die genade van God. Dit is deur sy genade. En ons reageer daarop met geloof, wat ook 'n gawe is. So daar's regtig niks wat ons doen wat ons kan red nie. God red ons deur sy genade. Ja. Ek dink die gedagte van genade as 'n gawe is iets wat mense dalk partykeer 'n bietjie misverstaan. Want ons sien gawe, die woordjie gawe, as geskenk, want dit kan vertaal word as geskenk. Maar in die kultuur en in daai tyd was daar 'n ander idee oor wat 'n gawe is. In die Joodse kultuur byvoorbeeld was daar 'n klomp kulturele fenomene. Met ander woorde, goeders wat hulle gedoen het wat uniek was aan hulle tyd en hulle plek en hulle omstandighede. Byvoorbeeld, een van die grootste kommoditeite van die Jodendom en van daai mediterrane wêreld was eer en skaamte. Dit was amper vir jou belangriker om meer eer te hê as geld in die bank. In daai tyd. Absoluut. Jy het uitgeruil met eer en skaamte. Dan het jy ook goeders gehad soos resiprositeit. Met ander woorde, as iets vir my gegee word, moet ek dit, jy weet, teruggee. Dis hoekom Jesus nogal daarteen gaan in 'n kulturele oog sin van die woord. Sin van die woord, wanneer hy sê, julle het dit gehoor sê, 'n oog vir oog. Dit was deel van die resiprositeit. Korrek. Maar dan was daar nog ietsie, en dit is ietsie wat, ek bedoel, die wingerdlied in Jesaja is my so mooi uitbeelding, jy weet, van hierdie goeders ook, maar jy kry hierdie gedagte van die behoud van basiese goedere. Met ander woorde, alles wat ek het, alles wat ek ontvang het in hierdie lewe,
So as daar nou 'n Joodse boer was met sy wingerd of met sy land, of jy weet wat ook al hy het, ja, hy is die eienaar, maar sy eienaarskap is beperk tot 'n rentmeesterskap. Exactly, ja. Met ander woorde, die gawe, Hy's 'n bestuurder ja, daaroor. die gawe wat hy het, is eintlik net 'n vergunning. Ja. Dis nie syne om aan vas te klou en te maak dan soos wat hy wil daarmee nie. En ek dink dit is waar, ek weet nie of daar 'n teks is wat jy dalk met ons wil deel wat dalk verduidelik wat sê hierdie ding van gawe, want 'n genade in daai selfde sin 'n gawe is. Want soos die boer is die land God se vir hom om te onderhou of 'n vergunning vir hom om te geniet. Ja. Ja, dis 'n genadegawe van God en jy praat van 'n teks. Ek dink daar's baie tekste wat ons hiermee help om dit reg te verstaan en wat die reformatore baie spesifiek gebruik het om ons te help om dit te verstaan. En Efesiërs 2 vers 8 is een van hulle en ek lees dit gou, ek het dit hier. Efesiërs 2 vers 8 sê baie duidelik, want uit genade is julle verlos deur geloof. So hoor julle, sola gratia, sola fide. Uit genade deur geloof is julle gered. Dis waardeur ons gered word. Maar dan gaan hy verder en hy sê, en juis dit kom nie uit julle uit nie. Dis maar nie iets wat jy doen nie, dis nie iets wat jy besit nie, dis nie joune om te hê in soos wat Pieter nou verduidelik het rondom hoe hulle gegroot oor land wat God aan mense gegee het nie. Dit kom nie uit jouself nie. Hy sê dit is 'n genade, dis 'n gawe van God. En hoor wat sê hy dan verder. Hy sê ons is immers so dit kom nie uit julle eie werke uit nie, sodat niemand iets het waarop hy mag roem nie. En dis verskriklik belangrik. Dis nie, jy weet, daai landeienaars het nie gegaan het, kyk hoe lekker, hoe baie land het ek en kyk hoe oulik is ek nie. Dit was altyd hierdie is God se land. En daarom is mense welkom op my land. Daarom is ek dankbaar vir die land. Exactly. En dan uiteindelik sê Paulus of sê die skrywer van Efesiërs gaan hy verder en hy sê ons is immers sy maaksels, geskep in Christus. En hier kom nou die flip side, né? Of nie flip side nie, maar 'n baie belangrike ding wat ons moet reg verstaan rondom sola gratia. Hy sê ons is sy maaksels, geskep in Christus. Hoekom? Om die goeie werke wat God voorberei het. Nie ons nie. Nie weer 'n keer, nie ons nie. Die goeie werke is nie ons nie. Maar om die goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. So, en hier's 'n verskriklike belangrike ding. Pieter, wil jy nie vir ons ietsie hieroor vertel nie, oor die onderskeid wat die reformatore gemaak het, en spesifiek nog hulle ou soos Dietrich Bonhoeffer, tussen goedkoop genade en duur genade. Dis die ding, en dis waar ons partykeer verkeerd gaan. Veral in die reformatie, kan ons dalk nou sien dat, genade is nou vir my vergun. En dis presies hierdie ding wat ek gesê het, van ons misverstaan gawe, die woord gawe. Want nou is my genade vir my vergun, so nou is ek verlos. Ek kan nou doen wat ek wil. En 'n ou soos Bonhoeffer het daai ook verduidelik. Hy sê, in daai sin, wanneer jy dit doen, maak jy die genade weer eens iets eie aan jouself. En dis nie God se nie. Dit is God se om te gee, en dis steeds, selfs al het jy dit ontvang, bly dit God se. Dis nie dieselfde soos ons kultuur. Ek dink leer ons verkeerd. Wanneer jy 'n geskenk het onder die Kersfeesboom, stap jy na die Kersfeesboom toe, iemand anders het vir jou hierdie geskenk gekoop. Hy het dit vir jou mooi toegedraai, dis nou vir jou onder die boom gelaat. Jou naam staan daarop, so jy maak nou hierdie geskenk op in ons kultuur, en dan is nou hierdie, is nou joune. Jou eiendom. En dit is nie hoe hierdie werk nie. Ons westerse kultuur leer ons verkeerd oor hierdie goeie, want ons superimpose, ek weet nie wat sê, Afrikaans, mooi Afrikaans vir dit, maar ons superimpose hierdie gedagtes op die woordjies gawe, en ek dink baie mense in baie kerke doen hierdie ding, van hulle gebruik woordjies, en dan uit ons eie kultuur uit gaan plak ons hierdie goeders op mekaar, en ons dink dit is dieselfde gedagtes. Dit werk nie so nie. Verbeel jouself, jy hou Kersfees, en elke liewe geskenk onder die boom, is nog steeds die eiendom van die persoon wie dit gekoop het, vir die persoon aan wie hulle dit gee. En jou gebruik van die geskenk, is dan
met die gedagte Ja. en die dankbaarheid van Dankbaarheid die teenoor die persoon Ja. wie sin dit is. Ja. Né? En om dit te gebruik om ander te dien. Ja, dan ewe skielik word genade Ja. nie meer goedkoop nie. Ja. Genade word duur. Ja, want jy word rentmeesterskap Jy word daarvan. Nou moet ek my Ja. kruis optel. Ja. Nou moet ek Yes. Jesus volg. Yes. Jy Ja. jy het so 'n one-liner altyd. Ja. Ja, ek dink wat ons moet besef is goedkoop genade is om in Christus te glo en te glo dat sy genade vir jou genoeg is sonder om Christus te volg. En dis gevaarlik. Diergenade, Dietrich Bonhoeffer sê dit so ongelooflik mooi in sy boek The Cost of Discipleship. As jy dit ergens raakloop, koop die boek. Dis beautiful. Dietrich Bonhoeffer het so hele rits, hy gaan van amper 2 bladsye aan daaroor, oor die verskil tussen goedkoop genade en diergenade. Dit gee my hoendervleis. Hy sê dinge soos goedkoop genade is om te dink jy kan in Christus glo sonder dat dit jou lewe verander. Dis om net aan te gaan met jou lewe. Dis om die sakramente as transaksioneel te sien. Dis om gebed as transaksioneel te sien. Ons het hierdie week bietjie daaroor gesels rondom gebed, die verskil tussen transaksionele gebed en transformerende verhoudingsgebed. Goedkoop genade is om gebed te hanteer as 'n transaksie. Ek gooi my geldjie in die masjien en ek kry ietsie uit. Dis goedkoop genade. Ja. En Bonhoeffer gaan dan ek gaan so een of twee goed sê wat hy sê. Hy sê byvoorbeeld diergenade is duur omdat dit jou lewe kos. Maar dis genade omdat Christus jou 'n nuwe lewe gee. Hy sê diergenade is duur omdat jy jou kruis moet optel en Christus volg, maar dis genade want jy behoort aan Christus en niemand kan jou uit sy hand uittrek nie. Dis duur want jy moet jouself verloon vir ander mense, maar dit is genade want Christus verloon jou nooit voor sy Vader nie. Ja. Dis hy het so 'n hele klomp sulke tipe Ja, goed wat hy ja. sê wat ons moet besef. Genade is aan ons gegee. Dis vir my so mooi. Wat jy nou sê, 'n jong mens het my eendag in 'n klas gevra, toe ek vir die jong mense klas gee. Toe sê maar, Dominee, hoekom moet ek vir hierdie duur genade gaan? En presies wat jy nou gesê het, is soos om te sê, sodat Christus vir jou kan instaan, wanneer jy nie kan. Ja. En daar's soveel geleenthede in ons lewe. Ek dink waar die wêreld, die omstandighede, die situasie so oorweldigend voel. Waar ons voel ons skiet tekort. En hier kom ons en ons word nuut in Christus deur hierdie transformasie, deur om hom te volg, deur om hierdie genade wat God sin is aan deel te word en dan 'n lewe van dankbaarheid uit te leef. Nou word ons verhoog saam met Christus. Ja. Ons word saamgestel in die liggaam van Christus. En in daai opsig is daar 'n ewigheid. Ja. En dit is wat vir my ten minste die moeite werd maak. Ja. Hoekom moet ek so duur betaal vir die genade? Is want dit is regtig ietsie wat totale vreugde en vervulling in die lewe bring. Ja. En iets wat Bonhoeffer, laat my nou dink aan iets wat Bonhoeffer by sê. En ek's lief daarvoor om dit te sê, maar hy sê baie spesifiek, dit wat vir God duur was, dit het hom die prys van sy seun se lewe gekos. Dit wat vir God duur was, kan nie vir ons goedkoop wees nie. Dis verniet. Ja, maar dis nie goedkoop nie. Nee, dis nie goedkoop nie, maar dis verniet. Ja. Dit strek 'n mens se gedagtes 'n bietjie verder as die norm, jy weet. Hoe maak jy dit sin? Imagine jy loop in 'n bazaar in. En jy weet, daar's 'n klomp verskillende stalletjies. En jy stap verby elke stalletjie en jy is so verbaas oor hoe goedkoop baie van hierdie stalletjies is. Dis so goedkoop, jy smel daai kredietkaart, né? Jy koop tonne van die goeders, né? En dan kom jy by die een stalletjie en ons hierdie ongelooflike, soos vir jou lyk dit soos die mees duursame ding. En die mense wat agter daai stalletjie werk sê vir jou,
Nee. Hierdie is verniet. Ja. Ek bedoel, Ja. ek dink ons lei nog aan Ja. daai skok van, regtig? Ja. Kan ek? Mag ek? Ja. Hoeveel? Ja. Ja. En dis waar ons sukkel met hierdie oorgang Ja. na sola gratia. Dier genade is die skat in die land Mm, waarvan Christus praat. absoluut. Ek dink van my kant af, as ek kan laaste paar woorde sê of afsluit, God se genade is genoeg vir jou. Mm, Geen twyfel nie. Dit is genoeg vir jou. Jy is 'n nuwe maaksel en omdat jy nuut is, leef nou ook 'n lewe wat iets daarvan getuig dat jy 'n nuwe maaksel in Christus is. absoluut. Familie, ek dink van my kant af, die oomblik toe een van ons kerkvaders, Martin Luther, sy 95 tesisse teen die deur van Wittenberg vasgeslaan het, was daar iets wat hom gedryf het na hierdie oortuigings, wat deel gevorm het van die grondslag van hierdie gedagtes van genade alleen, geloof alleen. En een van die dinge wat hom absoluut na hierdie toe gedryf het, was die gedagtes dat ek my plek in die hemel kan koop of verdien of self verantwoording doen om te verhoog, en dat my status op hierdie aarde en my toediening op hierdie aarde 'n refleksie is van dit wat vir my in die hemel gegee word. En ek dink tekste soos hy wat die minste is, sal die meeste wees in die koninkryk. En hy wat die meeste is, sal die minste wees in die koninkryk. Het mense soos Martin Luther oortuig dat hierdie nie die waarheid is nie. Correct. Dat jy nie verantwoordelik kan wees vir jou verhoging in die hemel saam met die Vader nie. Ja. Die koninkryk is vir ons gelyk gemaak deur Christus. En dit is hierdie gawe, hierdie sola gratia, hierdie genade alleen, wat ons deel maak van 'n familie, waar ons almal uit dankbaarheid na mekaar toe en na die wêreld toe kan leef. Mag jy die genade beleef. Mag jy dit beleef as 'n geskenk wat deur God gegee word, maar wat nog steeds God se is en waaraan jy kan deel. Mag jy jou dankbaarheid dan so uitleef deur om jou kruis op te tel en Jesus ook te volg in hierdie tyd. Familie, vrede en liefde vir elkeen van julle. Amen. Groete by die huis.